Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van die grootste foute wat ons maak as Christene, is om God se vermoë te probeer meet aan ons eie vermoë. Onthou jy wat gebeur het toe Jesus teruggegaan het om sy tuisdorp Nasaret te besoek? Hy het geen wonderwerke daar gedoen nie. Want die mense was so besig om hom te meet aan hulle eie beperkte vermoë, dat hulle geen geloof oorgehad het om te glo nie. Jy sien, hierdie mense het gedink, hulle ken hom. Want Jesus het in Nasaret groot geword. Hy het as jong seun daar gespeel. Hy was net soos een van hulle. Hulle het geweet dat hy saam met sondaars eet. En volgens hulle eie maatstaaf was Jesus nie beter as die res van hulle nie. Hulle het Jesus se vermoë gemeet aan hulle eie vermoë. Matteus 13 vers 58 sê, en hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Maar net omtrent 48 kilometer van daar in Kapernaum, sê die woord in Lukas 4 vers 40, en toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale, na hom gebring. En hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Jesus het almal genees wat siek was. Nou wat het die verskil gemaak? Een dorp het 'n mentaliteit gehad wat die werk van God beperk het, en die ander een het geloof gehad vir die onmoontlike. Ek en jy kan onmoontlik God se vermoë meet aan ons eie vermoë. Jy kan net iets meet wat 'n beginpunt en 'n eindpunt het. Jy kan dalk jou omstandighede of jou situasie meet, maar God is groter as jou omstandighede of jou situasie. So moet nooit die fout maak om God te beperk deur sy vermoë te meet aan jou eie vermoë nie. Here, terwyl ek vandag voor U kom, word ek daaraan herinner dat by U niks onmoontlik is nie. Selfs wanneer my omstandighede oorweldigend lyk en my eie krag onvoldoende voel, kies ek om op U onbeperkte krag te vertrou. Help my om nie U te beperk deur U vermoë te probeer meet aan my eie vermoë nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.